'n Donderdag was ek gou hier onder by die werk gewees om 'n paar plate te knip en te buig, want my vrou stop my nie as ek simpel gedagtes kry en ek wil bou byvoorbeeld nie. En ek is mal oor bou. Hoor julle my nie? Daar is mamma daar agter. Sien jy ja? En ek hou van bou, maar saam met dit gaan altyd deur mekaar spil en 'n gemors en 'n vuiligheid en julle weet mos, hoe gaan dit? Nou ons het 'n dakkie daar by ons voordeur opgesit, die van julle wat al daar by ons huis was, is 'n dakkie wat ons nou al 7 jaar beplan, maar hy's uiteindelik nou gebou. Maar nou waar hy stop, loop jy in my kantoor in. Die van julle wat al in die moeilikheid was, daar in my kantoor, sal weet. En ek kom bou toe so 'n gully box om tussen daai 2 dakke op te sit, laat die reën nou nie op julle val as julle my kom sien daar in my kantoor nie. En ek is toe nou besig met hierdie bedryf daar en ek is klaar en ek ry terug huis toe. En julle weet daar reg voor Peglery is mos nou 'n stop. En ek vang die slipway draaitjie so af en ek sien die linkerkant en ek check hier agter kom 'n ander kwagga. En hy gaan nie stop nie. En toe hy oor ry, toe blaas ek vir hom hoeter. En hy stop by die robot en ek gaan toe in die ander baan met hy change toe links en ek gaan regs en ek draai my venster af en ek sê vir hom in my mooiste Engels, "You ran the stop." En hy kyk my so. Ek sê vir hom, "You ran the stop sign." Miskien het hy nie geweet daar's 'n stop nie. Ek dink laat ek hom nou korrigeer en help. En hy kyk my met daai houding van, "Hey man, laat jy gaan, jy verstaan mos, jy ken daai ding." Soos ek hierdie tydsbakkie gewees. En die ou gaan sit toe so agter toe in die bakkie, so asof ek hom nou nie kan sien meer nie. En die dame langs hom, sy hang so vorentoe en sy sê, "What?" Ek sê vir haar, "You ran the stop. There's a stop sign there." Sy sê vir my, "We are allowed to." Ja, met haar sekuriteitbakkie. Maar nou verstaan ek nie, want dit was nie 'n noodgeval nie, want hulle het by die robot gestop en by die volgende een gestop, so ek weet nie. Maar toe dink ek nee, ek sê toe vir haar, "Jy lieg man," maar sommer so in Tswana het ek haar verduidelik, sy lieg. En toe sien ek nee, die vrou en ek gaan in 'n argument betrokke raak en ek rol toe maar my venstertjie op en ek ry. Nou ja, en ek het daarom redelik vinnig gekalmeer by die volgende robot, voel ek nou al beter. En ek sit so en ek dink by myself, hoe maklik lieg mense nie. Ons lieg so maklik as ons in die moeilikheid is, né? Dit kom sommer net outomaties. En dis hoekom ek vandag oor leuns gaan gesels. Ek gaan begin of ons lees Handelinge 4. Die opskrif daar by vers 32 se kant is, die gelowiges deel hulle besittings met mekaar. Vers 32. Al die gelowiges was in hart en siel een gewees. Niemand het opgetree asof sy besittings net sy eie was nie. Hulle het alles gedeel wat hulle gehad het. Die apostels het kragtige getuienis gegee oor die opstanding van die Here Jesus en God het sy genade ryklik aan elkeen gegee. Nie een van hulle het 'n tekort gehad nie, want gelowiges wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die opbrengs daarvan gebring en dit vir die apostels gegee. Dit het dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte en dit lê sommer nou net in my hart. Die Here sê nie ons moet daai selfde ding doen nie, nê. Maar hier staan nie een gelowige het 'n behoefte gehad nie. En ons kyk om ons en daar's 'n wanbalans in ons gelowiges se lewens, want daar's gelowiges wat bitterlik swaar kry en niks het nie. En ons maak nie soos die woord sê, ons sorg vir hulle nie. As gelowiges wat met wie dit geweldig goed gaan, maar ons kyk oor ons boeties en ons sissies wat swaar kry. So was daar byvoorbeeld Josef wat deur die apostel Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Hy was uit die stam van Levi en is op Siprus gebore.
Hy het sy grond verkoop en die geld vir die apostels gebring om vir die te gee wat tekort het. Hoofstuk 5. Ananias en Safira betaal die prys vir hulle bedrog, is die opskrif. Daar was egter ook 'n sekere man, Ananias, wat saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop het. Hy het met die medewete van sy vrou van die verkoopprys vir hulle self gehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal? Jy het vir die Heilige Gees gelieg toe jy 'n deel van die geld teruggehou het. Die grond was joune om te verkoop of om dit nie te verkoop nie. En selfs nadat jy verkoop het, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Hoe kon jy so iets doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar jy het vir God gelieg. Toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterf. En almal wat hiervan gehoor het, het groot geskrik. 'n Paar jong mans het hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 ure later het sy vrou ingekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra haar toe, het julle die grond vir hierdie bedrag verkoop? Ja, het sy geantwoord, dit was die bedrag. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle twee saam gesweer om die Gees van die Here te toets? Net hier buite die deur, is die jongmans wat jou man begrawe het, en hulle gaan jou ook uitdra. Onmiddellik het sy by sy voete neergeval en gesterf. Toe die jongmans inkom en sien sy is dood, het hulle haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente het groot geskrik, en al die ander wat hiervan gehoor het net so geskrik. Hier is soveel waarheid en krag in hierdie gedeelte. Kom ons kyk eers na Ananias se deel. Soos ons gelees het, het die vroeë Christene hulle eiendom verkoop en die geld gedeel sodat die armes ook iets kon hê. Ananias en Safira wou dieselfde doen. Maar hulle het dit nie gedoen om ander mense te bevoordeel nie. Hulle het dit nie gedoen vir die arme mense nie. Nee. Hulle het dit gedoen om mense se guns te wen, om naam vir hulle self te maak. Hulle wou gesien gewees het. Mense moes daarom check, hey, Ananias en Safira, daai twee. Kyk net, wat doen hulle? Kyk hoe great en hoe awesome is hulle. Met ander woorde, hulle was skynheilig gewees. En as jy skynheilig is dit nie eintlik 'n leuen wat jy leef nie? Want jy lieg man, jy probeer voor die mense iets wees wat jy nie is nie. 'n Skynheilige is 'n leienaar. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie onderhou nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. 1 Johannes 2 vers 4. Nog 'n les wat ons hier leer, is dat daar leenaars in die kerk is. Kan julle dit glo? Daar's leenaars in die kerk. Ons het baie in ons kerk gehad, ons het seker ook nog baie in ons kerk. Nie een van ons is immuun nie. Nie een van ons kan sê, ek gaan nie lieg nie. Ek het gister gesê, kom ons lieg oor iets. Oor 'n bouery. Dit gebeur. Psalm 116 vers 11 sê, alle mense is leenaars. So jy kan vir my kyk en vir my sê, ja, maar hey, pastoor, hoe kan jy nou so? Die woord sê, ons is almal leenaars. Elke ene van ons is 'n leenaar. Psalm 58 vers 4, vanaf die moederskoot dwaal goddeloses af, vanaf hulle geboorte raak hulle leenaars en die pad byster. Dis wat die woord sê. Wie van julle het nog nooit gelieg nie? Steek op jou hand. Dankie tog. Ek was so bang ek gaan die enigste een wees.
Christene trap in die struik. En daarom het Paulus nodig gehad om ons te waarsku. Hy sê vir ons, daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het. Ons is 'n nuwe mens, ons is skoon. Ons moet die leuns uittrek. Mense lieg op baie maniere. Safira het haar man se planne goedgekeur. Sy het daartoe ingestem en sy het stil gebly oor die waarheid. Dis 'n leuen om te weet wat die waarheid is en om stil te bly daaroor. Jy lieg. As jy weet wat die waarheid is en jy bly stil, dan lieg jy. As ons kinders was en my boetie het aangejaag en ek het geweet en my pa of my ma vra, dan bly ek stil. Wat het ek gedoen? Ek het gelieg. Vir jou onderwysers, kinders by die skool, jy weet iemand het iets verkeerd gedoen in die klas, maar jy bly stil. Jy's 'n leienaar. Wat van daar by die myn? Iemand dra skroewedraaier weg. Vir pen. Baas vra, ek weet niks. Jy's 'n leienaar. Jy lieg. Want jy's medepligtig. As jy weet wat die waarheid is en jy deel dit nie. Nog 'n manier waarop mense lieg is om te oordryf. En dit is nou nogal 'n kwaai ene, nê. Ons sien dit nogal baie. Ananias het dit gedoen toe hy vir Petrus gesê het, hy het al die geld gegee. Want hy het nie, hy het 'n deel van homself teruggehou. Hoekom oordryf mense? Sommige doen dit om goed te lyk. Sommige doen dit om goed te voel oor hulle self. Hulle lieg oor hulle rykdom, oor hulle talente, oor hulle beroemdheid. Hulle lieg oor hulle suksesse, hulle lieg oor hulle vermoëns. Iemand wat nee, hy man wat daar by ons gebou het, kan jy 'n pizza oond bou? Ja, kan hom bou. Hy het my gelieg, want ons was die eerste iemand hy gebou het. Hy lyk nie te bad nie, maar hy's nie soos hy moes gelyk het nie. Hy het oordryf oor sy vermoëns. Ons hoor gereeld toe mense vertel, my skip is op pad in. Julle al gehoor, daai groot skip met die baie geld, die miljoene wat uit 'n boedel moet kom, is op pad. En dan hier in Rustenburg in die Bosveld, hoeveel manne het hierdie Roland Ward koerobulle geskiet en Roland Ward rooibokke? Daai goed wat jy net in fairy tales van hoor, maar hier in Rustenburg, hulle loop in die strate man. So baie ouens het al Roland Ward bokke geskiet. Ja, Louis, daai groot visse. Ja, net daai. Jy weet mos. Mense lieg, hulle oordryf. Daar so 'n ander tannie wat daar naby die kafee daar by ons gebeurel het. En sy kom ook eendag en sy vra vir my, nee, ek moet vir ietsie gee. Ek sê vir haar, tannie, jou kerk is daar om jou te help. Dis die kerk se werk, is om vir jou te gee. Waar is jy in die kerk? Nee, sê sy. Sy's daar by pastoor Duimpie in Bergse gemeente. Ek sê, wat tannie, jy lieg. Pastoor Duimpie is nie by die NG Bergsig nie. Dominee Pieter is daar. Duimpie is daar onder by die Woord en Lewe Sentrum. Ek sê, so gaan na jou kerk en vra jou kerk om jou te help, tannie. Jo, ek het nie geweet daai tannie is Spaans nie. Maar nou ja, sy het maar beentjies van haar styf geruk en daar gaan sy. Kwaad vir my. Jare terug, ek weet nie, my ma sit hierso. Jare terug het ons, daar by die huis het ek 'n venster gebreek, ek het buite met 'n golfbal gespeel. En toe gooi ek die venster uit, maar een van daai groot ruitte. Maar toe sien ek, nee, ek is groot moeilikheid. Gaan in die huis en ek gooi al die glasstukke buite toe. Dat het lyk of die venster van binne afgebreek is en ek vat die pad. Kom laat by die huis. Weet niks van daai venster wat gebreek is nie. Ja. Dis almal lieg. Sommige mense oordryf sodat hulle ander mense in 'n negatiewe lig kan stel en hulle self in 'n goeie lig, hulle wil beter lyk. Getroude mense wat beklei. Man wat vir sy vrou sê, ek moet altyd vir jou wag. Maar hy lieg. Dis een keer in 'n maand of een keer in 'n aand. Oordryf sommer maar net. Hoe maklik kom daai leuns nie.
Die vrouens wat jou die manne sê, jy help my nooit met enigiets in die huis nie. Maar so nou en dan vat jy die vuil goed uit of so nou en dan was jy die skorrelgoed. Jy kan nie sê nooit nie, dit gebeur daarom partykeer. Praat dan eerder reg en sê jy help my baie min. Ons oordryf partykeer om onsself te bevoorbeeld. Isabel in die Bybel het dit gedoen. Sy het mense gevra om 'n valse beskuldiging teen Nabot in te bring, sodat hulle hom kon stenig, sodat sy 'n wingerd kon sy wingerd kon vat en dit vir haar man vir koning Agab kon gee. Julle lees af in 1 Konings 21. Dieselfde geld wanneer ek en jy lieg op ons CV's oor ons kwalifikasies of ons ondervinding. Ons tik hierdie verskriklike lang CV en ons het al hierdie ondervindinge opgedoen in die lewe, maar ons lieg. Hoeveel mense kom hier by ons wat sê hulle kan weld en dan toets Jaco hulle, dan weet daai ou nie eens wat 'n kant die voorkant van 'n welding rod nie. Hy weet nie eens hoe werk 'n CO2 masjien nie, maar hy kan weld. Mense lieg. Wat van my en van jou? Ons bikers. Ons verkoop 'n bike of 'n part van 'n bike aan 'n boeta. Ons weet daai ding is stikkend. Ons weet ons het met daai bike geval, maar hy's gepatch. En hy's blink gemaak. En ons sê niks nie. Nou vra as hy enige foute met die bike, nee, niks waarvan ek weet nie. Hy het gister nog lekker geloop. Ek ken Riek. Sulke dinge gebeur. Nog 'n manier waarop ons vir mense lieg, is deur oneerlik te antwoord. Ek staan vanoggend hierson, ek het so 'n paar mense gegroet. Ons vra, hoor hierso, hoe gaan dit? Jy kan sien, daai ou se lip sleep op die grond. Dit gaan goed, dankie pastoor. Dis lieg. Vra vir iemand, hoor die pla iets jou? Jou oë lyk nie vir my lekker nie. Nee, niks nie. Trek my skouertjies op en niks pla my nie. Ons kan sien iets pla jou. Miskien het iemand jou vanoggend gevra, hoe gaan dit met jou? En jy het gesê goed, maar jy het gejok. Miskien het iemand vir jou gevra, pla dit jou nie, jy sê nee, niks nie. Maar daar is iets wat jou pla. Dan moet jy jou sonde bely. Vandag nog. Want ons het gelieg. Ek en jy moet eerlik antwoord as iemand vir ons vra hoe gaan dit. Help nie om sê dit gaan goed as dit nie goed gaan nie. Maar ek sê nie ek en jy moet alles met almal deel nie. Want party mense is vinniger as die Rustenburg Herald. Praat met iemand wat jy vertrou. Vir die vreemdeling, hoe gaan dit met jou? Dan kan ons net sê, beter as wat ek verdien. Beter as wat ek verdien. Nog 'n manier waarop mense lieg is deur vals lering. Sommige verkondig dit terwyl ander daarna luister. Albei groepe is leenaars. Ek en jy kan nie sit onder iemand wat die waarheid verdraai uit die woord van die Here uit nie. Ek en jy moet opstaan en loop. Ek en jy sê ons is kinders van die Here. Ek en jy sê die Gees van God is in ons. Die Gees van waarheid is in ons. So die Gees van waarheid gaan vir jou sê, as ek begin om nonsens te praat hiervoor, dan moet jy opstaan en hierdie plek verlaat. Jy kan nie onder 'n leuen sit nie. Ons luister na hoeveel TV-predikante, want hulle het hierdie mooi woorde wat ons ore streel. Hulle vertel ons van al hierdie prosperities en al hierdie goeie en die groot en die awesome goeders wat oor ons pad gaan kom. Maar hulle het leuns. Stap weg van dit af. Hou op om na dit te luister. 'n Laaste manier waarop mense lieg is deur leë beloftes te maak. Spreuke 25:14 sê miswolke en wind, maar geen reën nie. Soos iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie. En hier dink ons sommer aan hierdie politieke partye. Het julle al gesien voor 'n verkiesing hoe vinnig word 'n klomp potholes reggemaak, nê? Nee. En hoe kom hierdie beloftes, one loaf, one family en al hierdie beloftes wat hulle maak. Maar doen ek en jy nie baie keer dieselfde nie? Ek sal dit môre vir jou doen. Dan doen jy dit nie. Ek en jy maak beloftes in die Here wat ons nie nakom nie. Here, ek beloof ek sal meer tyd saam met U spandeer.
Here, ek gaan elke dag 'n halfuur vroeër opstaan, dat ek met tyd met U kan spandeer. Hoe lank hou dit? Jy beloof dat jy jou kind se sport gaan bywoon, maar jy's nie daar nie. Jy beloof jy gaan jou kind se prysuitdeling toe, maar jy daag nie op nie. Een wat ons baie maklik ook doen, jy beloof om vir iemand te bid, maar jy doen dit nie. My boetie gaan vir jou bid, en dan, oor 3-4 dae, 'n week later, frik, ek het vergeet om vir Charlie te bid. Ons doen dit. Hou jou beloftes, al is dit tot jou eie nadeel. Doen wat jy beloof het om te doen. Sê wat jy beloof het om te sê. Gaan wat jy beloof het waantoe om te gaan. Psalm 15 vers 2 en 4 beskryf die regverdiges as hy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. Al sweer hy tot sy nadeel, hy verander nie. Al het jy iets gesê en jy besef na die tyd, ek het myself hierso 'n bietjie hou of 2 te veel gegee, dan doen jy dit. Dit gaan jou leer om op te dink voordat jy praat. Stick to your guns. Waar het Ananias se leuen begin? Vers 4. Die duiwel het sy hart gevul. Want Satan is die aardsleienaar, hy is die vader van die leuen. Ons lees dit in die Bybel. Om te lieg, maak jou soos die duiwel. En op die einde van die dag gaan wys ons is die duiwel se kinders, deur ons leuns. En onthou die duiwel lieg, dwing nie enige iemand om te lieg nie. Die leuns lê soos kole in ons hart, volgens vers 3, daar in 1 Konings. Die duiwel kom net en hy blaas daai koeltjies aan. En hy sê net, ag maar jy kan, ag dis 'n klein leentjie, dis onskuldig, en hy kom blaas daai koeltjie van die leuen aan, en hy begin brand in ons harte. Die oplossing vir leuns is nie om duiwels uit te dryf uit mense uit nie, want almal van ons het nie duiwels in ons nie. Maar is 'n nuwe hart. Ek en jy, wanneer ek en jy, as jy vanoggend hier sit en die Here is besig om met jou te praat en te sê, maar Jaco, jy's besig met leuns in jou lewe, jy oordryf te maklik, jy sê te vinnig iets, dit waar ons nou gepraat het, dan moet ek en jy vir die Here vandag vra, Here, gee vir my 'n nuwe hart. Here, ek smeek U, gee vir my 'n nuwe hart. Here, ek bely al hierdie leuns, al hierdie oordrywing wat ek gedoen het, al hierdie opblaas van goeders, ek bely dit voor U. En ek vra, Here, vergewe my, en Here, kom sit 'n nuwe hart in my. En Here, help my om reg te maak daar waar ek mense seer gemaak het, daar waar ek mense op 'n verkeerde pad laat loop het as gevolg van my leuns. Help my, Here, om reg te maak. Ek en jy, as ons die waarheid wil praat, moet ek en jy die waarheid, die woord van die Here in ons harte insit. Ons moet onsself vol maak met die woord, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Vra die Here om jou van leuns te bevry, want dit word so maklik. Daai eerste leuen is gewoonlik, dis soos daai eerste sonde, dis 'n bietjie moeilik. Frank het laasweek gepraat van daai eerste vloekwoord, nê, wat so moeilik uitgekom het, en daarna het ons dit sommer soos verbale diarree, toe loop hulle. Dieselfde met 'n leuen, die eerste ene kom moeilik uit, en daarna word die leuns al hoe moeiliker, en al hoe makliker, en al hoe makliker, en ons lieg sommer maar net oor alles. Vra die Here ook om 'n wag voor jou mond te sit. Om te lieg is ernstig. Dis nie 'n ligtelike ding nie. Ananias het gelieg vir die Heilige Gees. Die probleem is nie dat hy te min gegee het nie, want dit was sy geld, dit was sy eiendom, hy kon doen daarmee net wat hy wou. Hy hoef niks te gegee het nie. Dis syne gewees om te hou. Die probleem is hy het gelieg. Hy het nie net vir mense gelieg oor die geld, hy het vir die gemeente gelieg. Hy het gelieg saam met sy vrou. En wat van my en jou? Ons lieg vir soveel mense, ons lieg vir ons
kinders, ons lieg vir ons baase, ons lieg vir ons huweliksmaats. Ons lieg vir SARS. En daai regverdig ons mos, want hulle wil te veel hê. Ons steek ons geld weg. Hoeveel prokureurs ken ek en jy nie wat sal lieg vir die regte bedrag nie? Hoekom is leuns vir die Here so ernstig? Want hy is waarheid. God is waarheid en hy kan nie lieg nie. Ons lees dit in Numeri 23:19. Ek en jy is skepsels gemaak na die beeld van God. Ek en jy, as ons na die beeld van God gemaak is, moet ek en jy die waarheid praat. Wat doen ons wanneer ons die leuen praat? Lyk dit soos die beeld van God? Dit lyk nie. En dis hoekom die Here so ernstig is oor leuns. Want ek en jy moet sy beelddraers wees. Geen leuen bly toegesluit nie. Leuns kom altyd uit. Die Here sal dit uitbring. Spreuke 12:19. 'n Betroubare lip hou stand vir altyd, maar 'n vals tong net vir 'n oomblik. Maak nie saak hoe goed jy dink jy kan lieg nie. Dit gaan jou byt. Dit gaan uitkom. Toe hierdie leuen van Ananias in die lig kom, wat het die Here met hom gedoen? Hy het hom doodgemaak. Hy het daar voor Petrus se voete neergeval, mors dood. En na dit, toe die hel op hom gewag. Want daar is nie 'n ander punt nie, dis soontoe. En die mense wat gehoor het van Ananias se dood, hulle het gevrees. Wat van daai jong manne wat ingekom het en hierdie ou kom optel het en gaan begrawe het, wat gelieg het? Wat dink julle het deur hulle gedagtes gegaan? 'n Leuen, julle 'n dooie man, ons gooi hom in die gat. As die Here vir Ananias gelos het, as daar geen gevolge van sy leuns was nie, sou die gemeente en ek en jy vandag gedink het, ons kan maar lieg, is oukei. Ons kan wegkom daarmee. Dit sou so suurdeeg deur die hele gemeente versprei het. Dis nodig dat leuns gestraf word, sodat gelowiges sal vrees en dat ek en jy van leuns sal wegdraai. Ons moet besef hoe ernstig, en met die voorbereiding met hierdie goeters, het dit net vir my weer, nou terwyl ek oor hierdie goeters praat, besef ek net weer eens opnuut, hoe ernstig is die Here oor hierdie goeters. Ons maak dit maklik af, maar is 'n ernstige saak, leuns vir die Here. Safira het vir 3 ure nie geweet dat haar man dood is nie. Sonder enige worries het sy ingestap daar by Petrus. Hoekom was sy daar? Miskien het sy ook gekom sodat Raakva kan sê, "Jog Safira, baie dankie. Jy is so die awesomeste mens in die wêreld met jou skenking, jou donasie wat jy gegee het vir die arm gelowiges." Hoekom was sy daar? Om bedankings te kry? Maar in steede van die pat op die skouer en well done Safira, "Jog, jy's grand en jy's spoggerig en alles," sê Petrus vir haar, "Het jy die grond vir soveel verkoop?" En hier gee hy vir haar geleentheid om haar sonde te bely en om die waarheid te praat. Maar sy het gelieg. Hoekom? Was sy bang? Weet nie, soos hy wat oor die stopstraat gery het, dalk maar net om in die moeilikheid uit te kom. Wat van my en jou by die skool, by die werk, voor die regter in jou huwelik, vir jou vrou, vir jou man, lieg ons sommer net gou om uit die moeilikheid uit te kom? As iemand hulle uitvang en weet dat hulle lieg, sê mense so maklik, "Ag, ek maak net 'n grappie." Julle het dit al gehoor. "Ag, ek grap maar net. Ek is nie ernstig nie." Dis nie 'n grap om te lieg nie. Dis nie 'n grap om te lieg nie. Ons doen dit so maklik. Mense dink so Safira, ek sal wegkom, niemand sal weet nie. Daar sal geen gevolge wees nie. Safira het gedink sy bedrieg die Heilige Gees, dat hy haar sondes gaan miskyk
dat hy dalk nie omgee oor dit nie. Op die einde het sy haarself bedrieg en sy het ook vir haar leen, vir haar sonde gesterf. Sy is langs haar man begrawe. Hulle grafte was eintlik 'n monument gewees van God se haat vir die leuns. Almal wat die grafte gesien het, sou geweet het, daar lê 2 leenaars. Jy lag sien by die begrafplaas, wanneer hy oopgesny is, en jy ry daar Geelhout Park toe en sien jy daai grafstene met die bikes op, dan weet jy, daar's 'n biker wat daar begrawe is. Hierdie 2 se grafstene, leenaars wat daar lê. Wie van ek en jy wil so onthou word eendag? Wie wil eendag by jou graf verbyloop en sê, wil hê mense by jou graf verbyloop en sê, daar lê Jaco, hy was darm 'n leenaar gewees, 'n liegbek, 'n bedrieër. Wil ek en jy nie eerder hê mense loop daar verby en sê, daar's Jaco, daar's Karoels, wie ook al. Daar's 'n man wat die waarheid geloop het, wat die waarheid gepraat het, wat dit gelewe het. Ek en jy kan die Here dankbaar wees dat hy nie elke sondaar en elke leenaar met die dood tref nie. Ek dink as die Here dit vanoggend moes doen, hoeveel van ons hier in ons stoele dood gegaan vanoggend. Ek en jy kan dankbaar wees dat Jesus Christus nooit alleen vertel het nie. Ons kan dankbaar wees dat Jesus sondeloos was vir ons en is. Hy het vir ons sonde gesterf. Elke ene van ons sondes. Ons vra hom om baie sondes van ons te vergewe, om ons skoon te maak. Wat van vanoggend? Kom ek en jy vra vanoggend vir die Here, Here maak ons skoon van hierdie leuns. Al die leuns wat ek al vertel het in my lewe, Here, vergewe my van dit. Ek en jy het vanoggend 'n geleentheid, soos dit Safira voor Petrus kom staan het en hy vir haar gevra het ek en jy vanoggend die geleentheid om te kom en te sê, Here, ek was verkeerd. Here, vergewe my vir my leuns, vergewe my, al is dit iets simpel, hoe gaan dit met jou vanoggend? En ek het gelieg en gesê, voor die wind. Christus is vol vergifnis vir my en vir jou ook vanoggend, om ons te bekeer van ons leuns in hierdie oggend. As ek en jy nie ophou met leuns nie, wag die hel vir ons. Ek kan nie lieg daaroor nie. Daar's 2 opsies. Daar's die hemel, daar's die hel. Daar's nie in between nie. As jy nog gedink het vanoggend, daar's dalk 'n in between, 'n purgatory of whatever, en dalk het die Here met my genade terwyl ek daar in die middel van niks hang nie. Nee, daar is nie 'n middel van niks nie. As ek en jy sterf, het ons 2 opsies. As jy reg gelewe het en Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, gaan jy hemel toe. As jy sonder Jesus vol sonde sterf, gaan jy hel toe. Klaar, punt. Ek kan nie daaroor lieg nie. Dis die waarheid. Ek en jy die keuse. Kom ons kry klaar met sonde, kom ons kry klaar met leuns en ons lewe 'n lewe van oorwinning. Amen. Baie dankie, Abba Vader, dat U vir ons vanoggend net weer kom herinner het, Here, dat U leuns haat. Dit walg U, Here, want haat is so 'n sterk woord. En ons het nodig gehad om vanoggend weer net te hoor, U haat leuns. En die geringste vorms wat ons dink is onskuldig, is nie onskuldig nie, haat dit, net om stil te bly oor die waarheid. Vergewe my, Here, vergewe ons van elke leuen wat ons vertel het, vir elke keer wat ons stil gebly het oor die waarheid. Vir elke keer wat ons maar net wegkyk wanneer daar verkeerde dinge is. Maar herstel ons, Here. Wees U die wag voor ons mond. Help vir ons, Here, dat ons onsself sal vul met die woord, dat dit wat
by ons monde uitkom, skoon, opreg, eerlik, die waarheid sal wees en dat ons U daarin sal verheerlik. Dankie Here dat U vir ons 'n keuse gegee het, dat ons kan kies of ons U wil volg of ons nie wil nie. Help vir ons Here, die wat ver oggend dalk nie heeltemal seker is nie, hulle wat dalk nie heeltemal reg is in hulle verhouding met U nie. Heilige Gees, mag U in ons harte werk, mag U ons omdolwe, mag U ons kom lei dat ons kan regmaak, dat ons ook eendag 'n ewigheid saam met U sal spandeer. Dankie Here vir die woord. Here, mag ons dit gaan uitdra ook aan die mense daar buite, mag ons U verheerlik met ons lewens. Seën vir ons in hierdie dag en hierdie week wat voorlê. Here, mag U al die lof en die eer kry vir ons lewens, mag ons U werklik verheerlik, mag ons sout en lig wees, en Here, mag ons draers van die waarheid wees. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie.